Goeienaand, Lewende Woord Centurion en almal wat saam met ons ingeskakel is in die Woordskool vanaand. Baie welkom. Ons hoop julle geniet ons gesels oor 1 Korintiërs Hoofstuk 10. hoofstuk 10 en dan natuurlik die vragies wat ek vra oor die eindtye. Random. Random, ja, maar dis wat jy sulke goedjies noem. So, dis lekker. Goed. Ja, bid vir ons. Ja, kom ons Of bid. bid vir die luisteraar. Ek sal vir ons bid en vir julle bid. Here, baie dankie dat ons kan saam in die woord inklim. Here, dankie dat ons hier kan fokus en dat elkeen wat nou besig is en hulle koppe besig is en net hier hulle aandag en hulle fokus hier op u woord kan draai. En dat ons kan hoor wat u vir ons wil sê uit hierdie mooi gedeelte in 1 Korintiërs hoofstuk 10. Dankie Jesus. Amen. Nou dat onthou 1 Korintiërs hoofstuk 8 tot 10 gaan oor daai hele gedeelte van offervleis wat geëet word en mag ons offervleis eet, mag ons nie offervleis eet nie. Paulus het nou al baie duidelik gesê in hierdie hoofstukke, jy mag offervleis eet. Jy kan. Hy gaan nou net verduidelik in watter omstandighede mag jy dit nie eet nie en hoekom moet ons versigtig wees. Maar basies as jy hoofstuk 8 tot 10 kan opsom, is dit nie oor wat ons eet of nie moet eet nie. Dit gaan oor verhoudings met ander mense, dat jy ander mense in ag neem. Dis waaroor hierdie hele gedeelte gaan. So, ons het laasweek geëindig by hierdie gedeelte wat sê, daarom moet hy wat dink dat hy staan oppas dat hy nie val nie. Baie mooi uit Israel se lewe uitgeneem van eet en nie eet nie en dat ons in Christus nou moet eet en dat ons nou eintlik 'n voorbeeld moet wees. Dis eintlik waaroor die hele Nuwe Testament gaan, is 'n voorbeeld lewe. Dat ek net gou hier afsit, dan sal dit dalk ook goed wees. 'n voorbeeld lewe in die Nuwe Testament wat Paulus sê, ons is nie meer volgens wette gerig nie, maar volgens 'n voorbeeld wat ons veronderstel uit liefde uit, né? En nou in die lig daarvan sê hy in vers 12 van hoofstuk 10, daarom moet hy wat dink hy staan oppas dat hy nie val nie, geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een nie. Doodnormale versoekinge. Daar's nie bonatuurlike versoekinge nie. Daar's nie iets anders nie. Daar's nie goed hier van buite. Almal, dit wat ek en jy en alle mense deurgaan is normale menslike versoekinge waardeur almal gaan. En dan sê hy, God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. So daar's versoekinge, daar's moeilike goed, ons leef in 'n gebroke wêreld en versoekinge kom nie van die Here af nie. Uitkoms in die versoeking kom van die Here af. Die Here gebruik versoekinge. Hy skep nie die versoekinge nie, hy gee nie die versoekinge nie. Maar hy gebruik wat die Satan teen ons het om karakter te bou en om 'n platform te skep waarop ons verder kan werk en vooruit kan bedien. As daar swaar tye in ons lewe gebeur en ons gaan deur moeilike goed, dan bou ons karakter sodat wanneer ander mense deur dieselfde tipe moeilike goed gaan, ons hulle daardeur kan help. Natuurlik kan die Heilige Gees ook ons lei om hulle te help. Natuurlik kan die Heilige Gees ons ook lei om hulle te help, maar ek dink swaar tye, ek dink aan siekte, ek dink aan 'n lydingstyd, ek dink aan is goed waardeur ander mense ook gaan. En om dan met empatie, nie net simpatie nie, maar empatie te kan praat van ek voel saam met jou want ek was al daardeur. Het vir die persoon met wie jy praat 'n groter waarde dat jy as wat jy net vir hom wysheid hier van die kant af gee. En ek dink mense waardeer partykeer om te hoor,
O, maar jy het ook al jou werk verloor. O, jy was ook al siek. O, jy het ook al deur hierdie of hierdie omstandighede gegaan. Daarom is dit vir my belangrik dat ons ook mense verwys in berading, né? Ek en jy glo nogal daaraan om mense te koppel aan mense wat al deur daai ding gegaan het. Hoorie, ons moet onsself vergewe vir 'n buiteegtelike kind. En dan sê ons, goed, ek kan jou verwys na 'n paartjie toe wat al daardeur was en jou huwelik gaan bedien omdat jy daar is. Hoorie, ons het my vrou het nou net gehoor sy het kanker. Goed, ons kan jou verwys na iemand wat daar, ons kan saam met jou bid nou en die Heilige Gees vra, maar ons het nie ervaring daarvan nie. Maar ons kan jou verwys na iemand wat jou daarmee gaan bedien omdat hulle deur dit gegaan het. Iemand wat 'n kind aan die dood afgestaan het. Verstaan jy? En is my altyd so mooi as ek aan Pinkfoot bediening dink en 'n liede wat mamas kan bedien wat hulle 'n babietjies verloor het, 'n miskraam gehad het en hoe sy vanuit daai seer en empatie anderste kan bedien as wat ek as 'n man wat nog nooit eers daai ervaring gehad het, hulle kan bedien nie. So daar's my waarde daarin om te sê daar's swaar tye wat kom en partykeer werk ons deur goed sodat ons ander mense kan help. Anderste was ons almal al in die hemel, né? Maar ons is hier op aarde om ander gelowiges by te staan, te help en te ondersteun. Ons is nog hier op aarde om vir die ongelowige wêreld daar buite 'n getuie te wees van die Here se. Ja, maar ek dink as jy sê ons gaan deur goed sodat ons ander kan help, dan dink ek dan sit ons weer die persepsie die Here laat jou deur hierdie goed gaan en eintlik so ek sal sê Nee, onthou wat ek sal dit net anders stel en sê ons gaan deur moeilike goed, ons is op aarde. Uit dit uit stap die Here 'n pad saam met jou en gee vir jou wysheid sodat jy en daarmee kan jy ander mense help met wat jy geleer het. Maar verstaan, want as ons sê ons gaan deur moeilike goed sodat, dan klink dit so die Here versoek jou sodat hy dis nie die dis kom ek baie duidelik wil sê ons leef in 'n gebroke wêreld. Goed gebeur. Waar siekte en pyn en hartseer en teleurstelling en lyding nog steeds 'n realiteit is en wat ons vir mekaar moet sê dit gebeur. Maar dis nie die Here is nie die bron daarvan nie. Satan is die mensemoordenaar, die een wat kom om te moord, te roof en te steel. Die Here gebruik die planne van Satan tot die voordeel van ons as gelowiges. Dis soos die versoeking in die woestyn. Die Heilige Gees vervul die Here en dan versoek die Here nie vir Jesus nie. Dis nie Vader God wat vir Jesus versoek nie. Dis Satan wat Jesus versoek, maar dit word die platform, die kredietwaardigheid, die begin van Jesus se bediening verder. Is eintlik 'n baie mooi voorbeeld van wat daar gebeur. Dat ons moet sterk staan. So, vers 14, kom ons lees hierdie mooi gedeelte. Hy sê, daarom my geliefdes, vlug weg van die afgodediens. Ek praat soos met verstandige mense, oordeel self oor wat ek sê. Die beker van danksegging waaroor ons die dankgebed uitspreek, is dit nie vir deelname aan die bloed van Christus nie. En die brood wat ons breek, is dit nie vir deelname aan die liggaam van Christus nie. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam. Want ons is almal deel van die een brood. So ek wil gou daar stop by vers 17. As hy sê, geliefdes, vlug weg van afgodediens. Dis waarmee hy in hoofstuk 8, 9 en 10 besig is. Luister, daar is nie iets soos 'n afgod nie. Hy gaan dit nou verder verduidelik in vers 19 en 20, maar daar is nie iets soos 'n afgod nie. Daarom mag jy afgodsvleis eet. Daar's 'n stel omstandighede wat jy voor versigtig moet wees, maar jy mag
afgodsvleis eet, want daar is nie 'n afgod nie. Jy bid vir jou Dis 'n kos dooie ding. en eet dit. Ja. Vir ons, ek het dit al hier gesê toe ons, ek dink by hoofstuk 8 was, as kos kosher is of halal is, mag Christene dit dan eet? Ja, verseker. Die God wat ons aanbid is groter as Allah. En daarom mag ons bid vir ons kos en word ons gebed groter as die imam wat die kos by een of ander slaghuis geheilig het vir hulle moslim geloof. Ek het geen probleem daarmee. Ek dink in hierdie omstandighede was dit so 'n klein bietjie anders, is nie net bloot 'n tekentjie op die vleis of iets nie. Dit was afgode diens. Hierdie ouens het nie net vleis geëet, gaan koop by die mark en geëet nie. Dis nog een ding. Paulus sê dis alraai. Maar dis wanneer hulle die vleis gaan eet het in die afgode tempel en dit soos 'n restaurant daar gaan kuier het en deelgeneem het aan die rituele en gebruike in daai tempel. Paulus sê nee, wow, nie dit nie. Moenie afgode diens stop afgode. Inteendeel, vlug weg daarvan. Kom weg uit dit uit. Onthou net, ons dink ja, obviously moet dit so wees, maar dit is geweldig moeilik as dit deel is van jou kultuur, van hoe jy groot geword het, van hoe almal leef. Ek dink aan toe ons in Delmas was en die gemeente wat ek in Botleng gehad het, die swart woongebied daar en die klomp pastore met wie ek daar altyd woensdagmiddag so saamgekuier het, daai 15 manne. En ons het baie keer hierdie gesprek gehad van hulle het altyd vir my gesê, dis baie makliker vir julle, want julle verstaan nie wat dit is om uit die ancestral worship uit te klim, totaal en al uit te klim nie. Ons word born again Christene, en ons kerk, hulle praat in die townships van born agains, ons word born agains, en ons dien die Here, maar daar's klein gebruikies waarmee ons groot geword het. Byvoorbeeld, hier's 'n moeilike ding, Labola. Is dit deel van die Zulu kultuur of die Ndebele kultuur of die Sotho kultuur, of is dit deel van die ancestral worship godsdiens? Moet Labola nog binne in die kerk gebeur of moet dit nie binne in die kerk gebeur nie? En ouens binne in die kerk is divided daaroor. Verstaan jy? Ek sê altyd, jy's teen Labola as 'n pastoor totdat jy dogters het. Dan as jy vir Labola. En ek het dit regtig gesien. En dis 'n probleem in die kultuur. As hulle Pastor Jacob het ons vertel, as hulle begrafnisse het, dan moet daar vleis wees en die mense moet slag, want die mense wat van ver af moet kom eet, maar daar's gebede vir die dooies wat gebeur terwyl jy die vleis slag. Wat hy die tannies wat die vleis slag in sy kerk, wat 'n born again kerk is, waar daai vrouens Christene is, nog steeds hoor die gebede prewel, want dis hoe hulle groot geword het. So. En dis moeilik. Dan moet hy vir hulle sê, wow. Dit wat julle daar doen is nie deel van ons geloof nie. Julle het dit eintlik afgelê toe julle tot weer, hulle het nie geweet nie. Okay, maar verstaan jy, dis so, ek wil dit beskryf as so verstrengel. Jou kultuur, jou grootword, jou manier van dink is so verstrengel met jou godsdiens. En nou moet jy dink, hoe haal ek my kultuur en my godsdiens uit mekaar uit? En ek los my kultuur en ek hou net my dien van die Here oor. Afrikaanse mense, dis vir ons net so moeilik. ek dink nie ons besef dit nie, en ek selfs versigtig om 'n paar goedjies te sê oor ons Afrikaanse kultuur, né? Ons het 'n paar goedjies, en ek wil hê jy moet gaan dink daaroor. Wat in jou kultuur, soos van hierdie gemeente van Korinte, wat of afgode aanbidders was, wat nou Christene word, en nou moet hulle hierdie goed losstoei en uitmekaar uithaal, sodat net Christendom suiwer kan agterbly, of ander groep in hierdie kerk, Jode, wat uit hulle Jodendom Christene word, en nou sê Paulus in Kolossense 2, wat ons vanoggend gelees het, nou moet hulle dit los,
stoei en uithaal dat net Christendom agterbly en dat hulle nie meer in wettisme sit nie. Wat in ons Afrikaanse kultuur is daar wat ons moet losstoei, uithaal? So. Daar's miskien 'n stel omstandighede van hoe ons groot geword het, waar ons groot geword het, wat ons gedink het, wat ons gepraat het, wat ons ook moet losstoei. Ja, ek is te versigtig om eers daaraan te begin raak en dit te begin sê, maar ek wil hê jy moet daaroor gaan dink Ja. en 'n bietjie daaroor praat. So, hy sê, vlug weg van afgodediens. En nou sê hy, ek praat soos met verstandige mense, oordeel self oor wat ek sê. Die beker van danksegging waar ons die dankgebed uitspreek, is dit nie deelname aan die bloed van Christus nie. So ons het die voorreg om simbolies druiwesap te drink, en die druiwesap of wyn, maak nie saak of daar alkohol in is of nie, maak nie saak of dit druiwesap of wyn of daai kerk waar ek al bedien het en toe is dit ewe skielik all brand sherry. Toe onthou jy daai gedeelte, ek het by 'n kerk gaan hulle Pinksterdienste doen en toe vra die dominee vir my of sal ek die nagmaal bedien vir sy gemeente, en toe ek die nagmaal bedien en ek tel en ek vat die wyn en ek sê, en ons neem ons die beker en ons drink, en toe ek het proe, toe is dit all brand sherry en is in my heeltemal omkant gevang. En ek besef daar is iets van die rooiheid wat simbolies is van die bloed. Dis 'n simboliese ding. En as jy 'n bietjie gaan in druiwe wat gepars moet word sodat die rooi uitloop, sodat dit vreugde kan bring, né? Wyn, druiwesap, soet op ons monde kan wees. Brood, verskillende graan wat fyn gemaal word om een brood te vorm, sodat daar een brood is wat ons dan breek en dan het ons saam deel aan een brood. Is eintlik die simboliek. En as ek dink aan die bloed van Jesus, dan is dit die simboliek van genade op genade. En sê die brood wat ons breek, is dit nie deelname aan die liggaam van Christus nie. Dit is eintlik so 'n sterk simbool, nê, om 'n groot brood te vat. Ons het dit altyd, en as ons kleiner selgroepe of kleiner paasmaaltye gehad het, dan het jy sulke gevlegte brode gekoop het. Sit ons so rondom 'n tafel. Nou in Lewende Woord Centurion is dit 'n bietjie moeiliker want daar's te veel mense. Ja. Maar toe ons in Delmas was en dit 'n klein groepie mense was, het ons 'n groot tafel gedek. En dat ek een van daai brode gevat en hom so oop gebreek en hom in stukke gebreek en vir almal gaan gee. En dan is dit vir my so mooi om te simboliseer. Ons is klein gedeeltetjies uit een liggaam uit en ons eet dit saam en dan is die een groot brood in ons almal se lywe. Dieselfde brood wat jy nou in jou het is ook in my. 'n mooi stuk simboliek van Jesus. So hy sê, omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Kyk na die volk van Israel. En diegene wat die offers eet dan nie deel aan die altaar nie. Wat bedoel ek hiermee? Dat 'n afgodsoffer tog iets is, of dat dit 'n afgods iets is? Nee. Maar wat hulle offer, of hulle offer hulle aan demone, nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle aan demone deel moet hê nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en die beker van demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en aan die tafel van demone nie. Of is ons besig om die Here jaloers te maak? Is ons dan sterker as hy? Hierdie skrifgedeelte het ek al baie keer gebruik. En ek die vakgebied wat ek aangebied het was comparative religions in Bybelskole en in die onderwyskollege waar ek klas gegee het jare terug. En dan het ek altyd hierdie skrif 1 Korintiërs 10 vers 19 en 20 aangehaal. Dat as jy aan enigiets offer behalwe Christus, offer jy eintlik aan 'n demoon. As ek besluit, luister, hierdie koppie
ek gaan hierdie koppie nou aanbid. Ek gaan hom nou maak en hom een kant sit en hom aanbid. Dan is daar 'n arrogante ehm 'n gees, 'n demoon wat kom sê, "Oké, as jy hierdie ding wil aanbid, is dit nie die Here nie. Ek sal die demoon wees wat hierdie ding beset en homself kan gebruik laat dit bonatuurlik lyk. En dan as jy dit aanbid, aanbid jy eintlik vir my agter dit." En daarom of dit 'n Boeddha beeldjie is en of dit nou 'n afgod is en of dit nou een of ander beeld van Afrika met een of ander gesig op is en of dit nou een of ander Griekse godin is, as jy iets aanbid, aanbid jy eintlik 'n demoon. As jy besluit om jou geld, jou kar, jou huis, jou kinders, jou sport, jou eie ek, jou arrogansie te aanbid, dan is daar eintlik 'n demoniese mag daar agter wat nie Christus is nie. En dis geweldig belangrik dat ek en jy moet besef. Ek en jy kan alleen Christus aanbid. En daarom is dit so belangrik dit wat Johannes Calvin gesê het. Our hearts are idol factories. As ons weer sien, dan maak ons 'n afgod van iets. Dan begin ons iets aanbid wat nie die Here is nie. Dan maak ons iets groter van iets as wat dit moet wees. Dan spandeer ons tyd en aandag en geld aan iets wat nie die Here is. So, is nogal scary om te dink. En dit laat my altyd dink aan daai skrif wat jy ook my geleer het van was hy skrif wat jy gesê het van jy mag nie iets in jou huis inbring wat 'n ander mens aanbid nie. Ja, ek weet nie Is dit in Spreuke? Waar is dit? Ek weet nie. Of in Jesaja? Gaan soek 'n bietjie vir ons. Julle kan gerus op die groepie los as julle vir ons gaan soek, maar Dot het 'n skrif altyd vir my geleer jare terug van jy mag nie iemand anders se gode in jou huis hê nie. So, al sê hy, man, ek glo nie in Boeddha nie, maar die Boeddha beeldjie is vir my mooi. Ek weet nie hoekom is nee, dis 'n vreeslike 'n vreeslike lelike ou vet oomie mooi nie, maar moenie iemand anders se gode in jou huis toelaat nie. Ek het voordat ek en Dot getroud is, Griekeland toe gegaan, ek het vir my 'n paar sulke mooi beeldjies gekry en ek het nou nog een of twee van hulle van geskiedkundige figure, maar die afgode wat ek gehad het, die afbeeldingkies van afgode, toe ek met Dot trou, toe sê sy vir my, luister, daai goed kan nie in ons huis nie. En ek vervies my, dink hy, hulle was voor jou hier, ons huis. En sy leer my toe daai skrif, en ek het toe daai goed op daai stadium al seker 10, 12, 13 jaar gehad. En ek het toe gaan repent, die Heilige Gees sê toe, luister vir jou vrou. En ek het gaan repent en ek het die goed gaan stikkend gooi en wegsmyt. En tot vandag toe is ek bly dat ons nie afgode in ons huis het. Ek het al uit Afrika uit snaakse goed saamgebring as ek op uitreike is en dan praat die Heilige Gees met my en sê, hey, daai is nie van my af nie. Mense aanbid daai ding wat jy nou daar in jou huis het, maskers en snaakse goed. En dan gaan brand ek die goed. So, moenie afgode van iemand anderste in jou huis aan. Ja. Ek is nie 'n groot voorstander van maak jou huis skoon en al hierdie goed nie. Ek dink mense vat hierdie goed partykeer te ver. Wat ek wel oor saamstem is dat ons nie enige vorm van aanbidding in ons huis moet toelaat anders as die Here Jesus Christus nie. En daarmee saam ook 'n krusifiks, né? 'n Krusifiks is waar Jesus op die kruis hang. Ek het nie 'n probleem met 'n kruis nie, 'n leë kruis nie, want die kruis is leeg. Jesus het opgestaan uit die dood. Maar 'n krusifiks waar Jesus aan die kruis hang, walg my, dis nie mooi nie, want mense aanbid die Jesus op die kruis. En dit is nie meer die Jesus wat ek en jy aanbid nie. Ons aanbid die opgestane, opgevaarde Jesus, nie die een aan die kruis nie. Hy is juist, die kruis is leeg. En daarom oppas vir offer
aanbidding, né? Dis interessant dat as Katolieke mense in 'n kerk inkom, dan sit hulle en hulle kniel en maak 'n kruis vir die stukkie brood, want hulle glo dit is die liggaam van Christus wat voor aan die kruis, op die kruis, voor in die kerk hang. En ons aanbid nie die brood of die wyn nie. Ons aanbid Christus agter die brood en die wyn. Daar's 'n klemverskil tussen wat die Katolieke glo en wat die Protestante glo. Ons sê nie dat die brood en die wyn is Christus nie. Dit is 'n simboliek van wie Christus is. En daar's verskillende skrifte daarvoor en dis 'n ander lang gesprek, maar baie interessant. Ouens, wees versigtig dat jou aanbidding net aan Christus behoort. Nie aan mense nie, nie aan goed nie, nie aan beelde of voorwerpe nie, maar aan Christus alleen. Want anderste, daar's nie 'n goue middeweg nie. Jy aanbid of Christus of demone. Jy kan nie sê, ja, maar hier is my bedkassie. Dis nie 'n demoon nie. Nee, jou bedkassie is ook demonies as dit nie Christus is nie. So, iets om aan te dink. Ons gaan volgende week aan by vers 23, maar in die lig van wat Paulus sê van die nagmaal en van vleis geoffer aan afgode, is dit belangrik om te besef. Daar is nie afgode nie. Dis demone. Daar's nie ancestors nie. Ja. Dis demone. Ons moet die Here alleen aanbid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir ons, dat U ons uit die woord uit so duidelik wys, dat ons aan U alleen lojaal en getrou moet wees. Here, U is ons koning. U is ons een wat ons wil aanbid met alles binne in ons. Dankie, Jesus. Dankie dat alles wat ons doen en alles wat ons sê, tot verheerliking van U kan plaasvind. Ons eer U, Jesus. Amen. Amen. Dankie. Dankie.